Goeiemôre, liewe gemeente. Baie hartlik welkom aan ene almal van u vanoggend hierso. Die mense wat inskakel, ook aan u. En mag dit vir ons almal 'n wonderlike dag wees in die teenwoordigheid van die Here hier uurtjie so saam. Net ek self, ek is Herman Burger. Ek het groot geword in die Groot Karoo. En toe gaan studeer op Stellenbosch en ons eerste beroep was in Alexanderbaai geweest, daar aan die grens van Namibië teen die Weskus. Vir amper 23 jaar daar geweest en toe is ons beroep terug na die Groot Karoo toe, of eintlik die Cape, by Merweville, waar ons so amper 14 jaar was en ons het verlede jaar het ons kom aftree en ons bly in Kleinbrak. Net so ietsie van myself dat jy dan ook weet waar ek vandaan kom. Vriende, kom ons raak stil voor die Here. Here ons God, wees U self nou hier by ons, sodat hier uur 'n uur van lig sal word. Laat ons in U teenwoordigheid die hemel sien oopgaan, sodat 'n stukkie van U lig in ons donkerte skyn. Ons vra dit in die naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, die Here groet ons vanoggend met die woorde genade vir elkeen van julle, barmhartigheid vir julle, vrede vir julle. En dit kom van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons Verlosser en van die Heilige Gees. Ons skriflesing vanoggend is uit 1 Johannes hoofstuk 4, daar agter in die Bybel, die brief van Johannes, 1 Johannes hoofstuk 4. Ons gaan vanaf die 7de vers lees tot aan die einde van die hoofstuk. Maar voordat ons daar lees, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dag wat U ons gee, Here. En veral soos wat ons ouer word, Here, besef ons al meer hoe kosbaar die lewe is. Soos dat ons sien hoe dat ons eie dae verbygaan. Leef ons al meer bewus van die feit dat die lewe besig is om uit te loop, ook vir ons. En daarom dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons vandag nog die lewe het, Here. Dankie vir die mate van gesondheid wat ons het. Ons wil ook vandag dink, Here, aan almal wat bedroef is, juis oor hulle geliefdes in die dood afgestaan het. Mense vir wie die lewe ten einde geloop het. Wil U vir hulle vertroos, Here, wat agtergebly het, wil U vir hulle genade gee. Ons bid ook so, Here, vir almal wat hulle mobiliteit verloor het, miskien, wat nie meer kan kerk toe kom byvoorbeeld nie. Wat gestremd is, Here, wat een of ander siekte het wat aan 'n bed vasluister. Of wat emosionele probleme het, Here, wat ly aan depressie of ander siektes. Geestesiektes. Here, laat U genade vir hulle almal genoeg wees. Vader, ons wil bid vir ons land. Dankie vir hierdie land waarin ons kan woon. Hierdie pragtige land, Here, met sy groot verskeidenheid van mense, van verskillende streke, Here, elk na sy eie aard. En dat ons hier in die tuinroete in so 'n besonderse deel van hierdie land mag woon, Here. Ons bid, Here, vir ons land. Ons sê dankie vir so baie wat reg is, maar ons bid vir soveel wat verkeerd is, Here. Die kommissies waarvan ons kennis neem op die nuuskanale en op TV, vertel vir ons elke dag van hoe dat daar mense is wat op skelmagtige manier ons land letterlik laat doodbloei. Dat geld wat vir die siekes moes gaan, in tenderpreneurs sakke verdwyn. Ag, en so kan 'n mens aangaan om voorbeelde op te noem.
Here, ons bid dat U ons land sal omdraai. En daarom bid ons vir die regering. Ons bid vir almal wat betrokke is in ons regeringsstelsel, Here, almal in die parlement. Ons bid dat daar 'n verandering sal kom, dat ons land se leiers, hulle wat gesagsposisies beklee, sal verstaan, Here, hulle is hier nie om koning te speel oor ons en die mense op die grond uit te byt nie, maar dat hulle 'n goddelike opdrag het, dat hulle U verteenwoordiger is, Here, soos wat die koning wat U aangestel het, destyds U verteenwoordiger was, wat moes toesien dat dit goed gaan met die volk. Ons bid, Here, dat hulle verantwoordbaarheid sal besef en in die lig daarvan alles sal doen wat ons land ten beste inkom. Hemelse Vader, ek bid ook vir hierdie gemeente. Dankie vir elke gemeentelid, jonk of oud, Here. Dankie vir die leraars in die gemeente. Dankie vir die kerkraad, hulle wat die leiding neem, Here. Ons bid vir hulle ook. Die mense wat hier werk in die amptenary van die gemeente, die koste, die skriba, die mense in die tuin en also meer. Maar Here, ook vir elkeen wat op 'n vrywillige wyse betrokke is by hierdie gemeente en hierdie gemeente se wiele help aan die rol hou. Seën U ons gemeente, Here, en wil U gee dat dit steeds 'n tuiste sal wees vir mense wat behoefte het om U woord te hoor en saam met medegelowiges te aanbid. Vader, ons maak nou U woord oop. En U woord, Here, is 'n kosbare gawe. Dis 'n geskenk van U aan ons, 'n riglyn, 'n meetsnoer. En ons bid dat as ons hierdie woord vandag oopmaak en daaruit lees, Here, ons regtig sal hoor wat U vir ons sê, dat ons dit ter harte sal neem en dat dit ons lewens sal verander, Here, sodat ons meer sal word soos wat U wil hê ons moet wees. Seën ons nou by die lees en die nadenke van U woord. In Jesus naam. Amen. Ons lees uit 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf die 7de vers. Die opskrif sê, ek lees uit die 2020 vertaling, die opskrif sê, 'n lewe in die liefde van God. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat hy sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Hieraan weet ons dat in ons nou bly en hy in ons. Hy het ons aan sy gees laat deel kry. En ons het dit aanskou en ons getuig daarvan dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag die vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld
ook soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy sien, nie lief het nie, kan nie God lief hê wat hy nie sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Daarmee sluit ons af hierdie laaste vers, wie God lief het, met ook sy broer lief hê. En die ander wat ook tweemaal hier vermeld word, ons kry dit daar vers 16 byvoorbeeld, God is liefde. Ons lees tot daar, broers en susters. Vriende, wat sou u sê is die hoogste beginsel in die koninkryk van God? Mense sou baie dinge seker kon noem, nee. Mense sou kon sê die eer van God is die hoogste in die koninkryk van God. God moet geëer word. Ons aanbidding van hom en so meer. Maar as ek miskien nader, of my vraag nader kan verwoord, as ons kyk na Jesus se lewe in sy tyd wat hy op die aarde was, wat is dit wat hy die heeltyd uitgeleef en gedemonstreer het? Is dit nie die liefde nie? Hy het gekom om die wêreld te vertel van God se liefde. En om God se liefde onder die mense uit te leef. Hy het gekom om deur sy liefde ons met God te versoen. En wat 'n wonderlike ding is dit nie, as 'n mens kan weet en kan sê, ek is met God versoen nie. Ons skrifgedeelte praat ook daarvan, dan dat ons nie vrees nie, nee. Want ons ken God en God ken ons. So as ek om terug te kom met my vraag, as ek dit reg verstaan, is liefde die hoogste beginsel in God se koninkryk. In ons skrifgedeelte sê Jesus tweemaal, God is liefde, vers 8 en weer in vers 16. Dis nie dat God net lief het nie. God is liefde. Dis die aard van sy wese. En as 'n mens dink nou aan die eienskappe van God, dat hy byvoorbeeld, ons onthou ons geleer het in die katekisasie, dat hy almagtig is, dat hy alomteenwoordig is, alwetend is, en al die ander goed, dan is dit alles goed wat ek en jy nie kan wees nie, nee. Ons kan nie almagtig wees nie, of alomteenwoordig nie, al sou ons ook hoe hard probeer. Ons kan ook nie deur te oefen, daarin groei byvoorbeeld nie. Jy sal nie deur alwetend te probeer wees, dit kan inoefen, sodat jy al meer en meer alwetend word nie, nee. Mense is nie alwetend nie, al sou daar party wees wat reken, hulle is alwetend. Eintlik is ons nie alwetend nie, nee. Maar ons kan ons inoefen daarin om die liefde van God na te strewe, nee. Dis iets van die eienskap van God, wat ons in ons lewe ook kan nastrewe. En ons kan nie net nie, ons moet ook. Want sê Jesus dan nie, op baie plekke, maar onder andere in Johannes 15 vers 12, dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. En ook in vers 17 van dieselfde gedeelte, dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Ook in ons skrifgedeelte wat ons gelees het, kom dit so duidelik na vore. Nou, wat is die liefde waarvan Jesus praat? Kyk, ons gebruik die woord liefde natuurlik in verskillende betekenisse. Mense sou byvoorbeeld kon sê, ek is lief vir sjokoladekoek, nee. Maar dis dan in 'n ander betekenis, nee. Dis nie die liefde wat die Here hier bedoel nie. As ek nou sjokoladekoek is en ek hoor iemand sê,
ek is lief vir sjokoladekoek, dan sal ek bang wees, nee, want dan het ek eintlik 'n probleem, nee, hier's iemand wat my wil verorber. Maar die liefde waarvan Jesus praat daarenteen, is om die goeie te begeer vir iemand anders. Liefde is om die goeie te wil vir iemand anders. Liefde is die begeerte om goed te doen. En dit is die hoogste beginsel in die koninkryk van God. Dis die een beginsel waarna ons altyd moet streef. Matteus hoofstuk 5 vers 16 sê byvoorbeeld, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, hè? Julle begeerte om goed te doen, en nie net die begeerte nie, julle goeie dade kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, so verheerlik word. Die evangelis John Wesley het iets van die liefde van die Here mooi verstaan, toe hy die volgende gesê het, do all the good you can, to all the people you can, with all the power you can, at all times you can, as long as you can. Liefde is so belangrik in God se koninkryk, vriende, dat dit selfs ander dinge kan relativeer. Soms moet 'n mens in jou nastreef van die liefde as die hoogste beginsel, ander dalk belangrike beginsels op sy skuif. As ek byvoorbeeld vir u kan herinner aan die verhaal van die barmhartige Samaritaan, hè, dan vertel dit Jesus het ons vir ons as 'n voorbeeld van hoe hy graag wil hê ons teenoor ons naaste moet optree. En onthou, in die naaste in daai geval, dis 'n Jood en 'n Samaritaan, hè. Dit is geswore vyande vir mekaar deur al die eeue. In daardie verhaal, ons ken dit goed, lê die Jood langs die pad, halfpad doodgeslaan, hè. Daar kom mede-Jode verby, 'n priester en 'n leviet, kerkmense, nê. Albei mense wat die Here toegewy dien, maar albei van hulle stap 'n wye draai om hierdie Jood wat daar langs die pad lê, skynbaar dood. Hoekom sou hulle dit doen? Kerkmense, hoekom sou hulle dit doen? Daar's 'n goeie rede voor. Hulle doen albei diens in die tempel van die Here. En daarvoor moet 'n mens rein wees. Daar's baie spesifieke reinheidsvoorskrifte daarvoor. En as jy aan 'n dooie mens sou vat, dan sou jy onrein wees vir 'n geruime tyd en moes jy eers weer gereinig word voordat jy weer diens in die tempel kan verrig. So die priester en leviet het waarskynlik dit in hulle gedagtes al by hierdie persoon verbystap en onseker is dit 'n lewende of 'n dooie, maar hulle besluit maar eerder, kom ons los maar. Want as ek nou die ou op sy rug loop draai byvoorbeeld, en ek sien hy's dood, dan is dit klaar te laat, dan is ek onrein. Kan ek nie voortgaan met my diens in die tempel, in elk geval vir 'n tyd nie. Maar hulle verstaan nie dat daar 'n hoër beginsel in die koninkryk van God is, waarin hulle bo alles moet hou nie. Die beginsel van die liefde. En dat 'n mens 'n navolging van die liefde soms selfs godsdienstige plig moet relativeer. Dis eers as die Samaritaan verbykom, die vyand van die Jood, nê, dat ons sien wat die liefde van die Here vereis in hierdie situasie. Sy tradisie sê ek vir hom, Jode is ons vyande, aardsvyande, vermy hulle maar eerder, bly weg van hulle af, nê. Maar wat doen die Samaritaan? En dis die mooi van daai verhaal. Hy skuif die tradisionele vyandskap wat daar tussen hom en 'n Jood bestaan op sy. Want hy verstaan, hier's nou iets belangriker wat moet gebeur. Hier's iemand wat gehelp moet word. Hy laat toe dat die liefde sy normale afkeer en selfs sy vyandskap ten opsigte van hierdie Jood relativeer. In my eie lewe, broers en susters, is daar 'n beginsel dat ek probeer nastreef so goed as moontlik, en dit is die van
stiptelikheid of stiptheid. Ek is nie seker wat die regte woord is nie. Ek kom uit 'n plattelandse agtergrond, vir jare daar gewees nou, en as ek die volgende voorbeeld nou voorhou, dan bedoel ek nie, ek hou dit nie vir u voor, dat ek reken u moet dit toe so nakom, en nee, omstandighede is waarskynlik heel wat anders. Maar, om iets te illustreer van iets wat ek in daardie omgewing kon doen. Hoeveel kere was ek nie in die platteland op pad nie, hastig om van punt A na B te kom. Ek moes byvoorbeeld na 'n naburige dorp toe reis vir 'n vergadering, of vir 'n erediens of wat ook al. Maar nou het ek miskien my tyd 'n bietjie fyn gesny. Ek kan nie nou tyd opmaak nie. As ek nou vertoef langs die pad, gaan ek dalk laat wees vir my afspraak. Maar daar staan iemand langs die pad, 'n ryloper. En ek het my soveel kere verontskuldig deur te sê, as ek nou stop, gaan ek te laat wees vir my afspraak. En dan verontskuldig ek my daarmee, en ek ry verby. Ek laat iemand in wind en weer staan, oorgelaat aan die genade van ander mense. Ek het nie self daai genade betoon nie. In die nastreef van 'n belangrik beginsel, die van stiptheid. Ek moes eintlik maar toegelaat het, dat die hoë beginsel van die liefde, die hoogste beginsel in God se koninkryk, hierdie ander beginsel relativeer. Kom ek noem nog 'n voorbeeld. Dis 'n baie belangrike beginsel in die koninkryk van die Here, dat 'n mens die waarheid moet praat, né? Dit word selfs in die 10 gebooie vir ons so opgeneem. En onder normale omstandighede is dit tog wat ons altyd moet doen, né? Maar daar kan dalk soms 'n situasie opduik waar 'n leuen die liefde beter kan dien as die waarheid. Kom ek noem 'n voorbeeld. Tydens die Tweede Wêreldoorlog weet ons dat die Nasies hulle dit ten doel gestel het om die Jode eintlik van die aarde af te vee, né? Uit te roei. Ons weet hoe hulle gevlug vir hulle lewens. Ons weet dat daar soms mense was wat hulle goedgesind was en hulle in hulle huise ingeneem het. Nou, as daar nou 'n polisieman of 'n nasie-offisier aan die deur kom klop en vra, is hier Jode in hierdie huis? As jy die waarheid wou dien, moes jy natuurlik sê, ja. Maar die waarheid in daardie omstandigheid sou uiters liefdeloos gewees het. Dit sou heel waarskynlik tot die dood gelei het van die Jode wat jy versteek het. As jy die liefde wil dien, die hoër beginsel wil dien in daardie omstandighede, moes 'n mens maar die leuen vertel het en gesê het, nee, hier is nie Jode in die huis nie. Liefde kan in sekere omstandighede selfs die eis om die waarheid te praat relativeer. Maar ek noem dit nou as 'n ekstreme voorbeeld. Ons moet nou versigtig wees om hotte haar nou leuns te vertel en sê maar ek wou eintlik die liefde gedien het, nê. Vriende, waarmee is ons besig as 'n gemeente? Waarmee is ons besig as kerkraad? Waarmee is ons besig as lidmate van hierdie gemeente? Wat is dit wat ons besig hou en wat ons aandag vasvang en ons aktiwiteite bepaal? As dit nie is om goed te doen, om mense te help en by te staan, as dit nie is om in liefde te dien nie en om die liefde self te dien nie, dan beteken dit alles niks. Daaroor is 1 Korintiërs 13 baie uitgesproke. As ons byvoorbeeld daar lees vers 1, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie,
het ek 'n klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimes en besit ek al die kennis en al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Vers 3 sê selfs al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks. So duidelik, né, word dit uitgespel. Waarmee is ek en jy besig? En in ons besig wees, wat is dit wat ons rig? Is dit die liefde? Die groot beginsel in die koninkryk van God? Is dit om die goeie te wil in alles wat ek doen? Moeder Teresa het iets baie treffend gesê. Sy het gesê, I am but a little pencil in the hand of a writing God who is sending a love letter to the world. Mag ek en jy ook so potloodjies in die hande van God wees, terwyl hy besig is om 'n liefdesbrief aan die wêreld te skryf. Amen. Vriende, ek gaan 'n kort geleentheid gee vir stilte, nadenke, dat ons onsself beoordeel, hoe is dit met my gestel? Wat is dit wat my rig in my lewe? Ons noem ons tog Christene, ons behoort aan die Here. Wat is die beginsels wat my rig in my lewe? Is die liefde deel daarvan? Kom ek gee 'n paar oomblikke vir stil oordeenking en daarna sal ek vir ons 'n gebed doen. Hemelse Vader, ons het vanoggend weer uit die woord gehoor van die liefde. Ons het weer gehoor, dis hoe U is. Dis die aard van U wese. U is liefde. Jesus in die lewe op aarde het U dit kom betoon aan ons. Dat U lief het. Bo alles lief het, Here, selfs tot in die dood aan die kruis, sodat U uit U liefde ons met God kan versoen. En nou is ons versoende mense. Mense wat kan sê ons behoort aan die Here. Ons is vrygemaak. En ons moet 'n lewe lei wat getuig van die liefde wat U aan ons betoon het. Baie keer klop ons onsself op die skouer, Here, omdat ons inderdaad, na ons opinie, ons mening, dit reg kry om mense lief te hê en goed te doen. Maar dan onthou ons ook weer, Here, dis maklik om die liefde hê wat jou lief het. Dis maklik om goed te doen aan die wat dalk verdienstelik is. Dis maklik om lief te hê die wat soos ons is, ons eie mense. Dis moeiliker as dit gaan oor 'n teenstander of iemand van wie ons nie hou nie. Of iemand wat die lewe vir ons voortdurend moeilik maak. Here, U het alles opgeoffer vir ons. U het U lewe gegee vir ons uit liefde
dat ons met God versoen kan word. Help ons om dit te onthou, elke dag, Here. En ook in ons verhouding met vriende, familie, die wat vir ons lief is, maar ook in ons verhouding met diegene met wie ons dalk nie so lekker oor die weg kom nie. Staan U ons by, rig ons, Here, dat iets van U aard en karakter ook in ons lewe kan blyk. In Jesus naam. Amen. Vriende, net so ter inligting, dit is nou Sondag die 23ste, is dit die einde van die kerkjaar. Die kerkjaar, laaste Sondag van Koninkrykstyd. En dan begin die nuwe kerkjaar met Advent. Die Sondag daarna is dit die eerste Advent. Waar ons die koms van Christus verwag. Maar hierdie laaste dag van Koninkrykstyd is die Sondag van Christus die Koning. Christus die Koning. Vir baie mense sal dit nie lyk of hy koning is, want hy het aan die kruis gehang. Maar vir ons wat hom ken, weet ons, daarin is juis sy koningskap, en sy liefde en sy diensbaarheid. En met dit in gedagte wil ek dat ons vandag ons geloof bely, maar ek wil dit doen in die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea, wat miskien nie so bekend is nie, maar wat ook so besonders is. En ek hoop as ons dit hoor vandag, dat ons opnuut weer sal hoor wat dit is, wat ons glo en in wie ons glo. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En ons glo in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Hy deur wie alle dinge ontstaan het en wat terwille van ons, die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het. En wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte. Wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van die Vader. Wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, en wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Geliefdes, mag dit vir julle almal 'n wonderlike dag wees verder, die dag van die Here, die rustdag, en mag die week ook vir u mooi dinge inhou. En as ons huis toe gaan, dat ons onthou wat is die belangrikste beginsel in die koninkryk van God. Ontvang nou die seën van ons Here, gaan huis toe in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons almal. Amen. Goeiemôre, ons luister na die afkondigings vir die NG Kerk Grootbrakrivier vir 23 tot 30 November 2025.
Sondag 23 November. Die erediens is om 9 uur deur Dominee Herman Burger. Daar sal geen kategese wees nie en die kleuterkerk is in die konsistorie. Die spesiale offer is vir Radio Feba by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens en almal is welkom. Die Groenkloof preek om 10 uur is digitaal en die kerssangdiens om 7 uur in die aand is deur Dominee Dani Goosen. Woensdag 26 November 2025. Daar is kooroefening by die orgel om 4:15. Marida se nommer as jy wil kontak is 082 471 0751. Alle belangstellendes is welkom. Sondag 30 November 2025. Die erediens is om 9 uur deur Dominee Shanay Viljoen. Dis die eerste advent aand. Daar sal geen kategese wees nie, maar die kleuterkerk sal in die konsistorie aan die gang wees. Daar is spesiale offer vir kindersorg by die deure. Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom. Die Groenkloof preek is om 10 uur deur Dominee Shanay Viljoen. Kerkraadsvergadering gehou op 18 November 2025. Die volgende persone is as blokleier, diaken of ouderling verkies ten einde vakatures te vul wat ontstaan met die nuwe blokindeling in ons gemeente. Christo Smit vir blok 1, dis die plaasgedeeltes. Heidi Erasmus, blok 2 in Voorbrug. Pieter van der Merwe vir blok 4, Langstraat Bo en Pine Creek. Robert Cathalli, blok 7 onder Bergsig. Koos van Sail, blok 10, Bergsig Bo. Mona de Wet, blok 11, Sandhoogtepad. Whitey van der Merwe, blok 13, Suiderkruis. Koos van der Merwe, blok 14, Die Eiland en blok 15, Dolphin Creek. Pieter Tron is by blok 24, Reebok Village en Johan Spies vir blok 25, Segenot tot Tergniet Hoogte. Nuwe lidmate. Ons nooi nuwe lidmate om asseblief na die erediens tot voor die kansel te kom, waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi, sodat ons u vinnig kan leer ken. Lidmaatbesoeke. Dominee Shanay Viljoen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie 'n besoek ontvang het nie, of u 'n bestaande lidmaat is wat 'n besoek verlang, kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om 'n afspraak te maak. Die kantoorure is Maandag, Woensdag en Vrydag tussen 8:30 en 12:30. Die bedieninge. Die getuienisbediening, Wolwedans se boodskap sop en brood. Baie dankie aan almal wat so getrou help met die voorsiening van sop vir 115 gesinne elke 2 weke. Die laaste uitreikdatum vir die jaar is 10 Desember. Die behoeftes vir die getuienisprojekte, daar is 'n deurlopende behoefte aan wol. Dankie vir die skenking van die 2 enkelbeddens, sowel as die 3 selfone. Ons waardeer die oop harte en hande opreg. Die Wolwedans Kersprojek, ons maak gereed vir die afsluiting van hierdie jaar se uitreike na Wolwedans. Ons gaan vir 115 gesinne elke aankoopkaart van R475. Die fondse is reeds van 5 donateurs ontvang en ons gaan dit vir hulle gee om kos aan te koop oor die tydperk wat ons nie besoek gaan bring nie. Ons benodig wel hulp om vir 175 kindertjies 'n bederfpakkie te gee. Enige bydrae kan by die kerkkantoor afgegee word teen 1 Desember asseblief. Die omgeebediening. Indien jy bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig, kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor. Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak. By die deure is houers om enige nuwe bederfbare kosprodukte in te plaas, soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkies kos, seep, tandepasta, koffie, tee ensovoorts. Indien u by die omgeebediening betrokke wil raak, kontak vir Corrie Pieters by 082 327 9527. Die omgeebediening het ook weer die gevulde koffieflesse vir Kersfees. Dis weer sulke tyd, 'n geleentheid om 'n ontvanger van ons kospakkies met 'n geskenkbottel te verras. Leë koffiebottels wat versier kan word, is in die omgeehouers in die voorportaal. Vul dit asseblief met iets soos lekkers of koekies.
Bind 'n klein geskenkie, byvoorbeeld 'n vakdoek buite daaraan vas en plaas 'n boodskapie binne-in. Handig by kerkkantoor terug in die houer voor einde November. Baie dankie vir almal wie so getrou krydeniersware skenk vir ons omgeehouer voor in die kerk. Die ondersteuningsgroep. Ons groep is 'n klompie toegewyde lidmate wat maandeliks bymekaar kom, bymekaar leer en vir mekaar ondersteuning bied. Die doel is om uit te gaan as geroepenis na mense in ons gemeente en om na die gemeenskap uit te reik. Ons doen dit deur rygeleenthede vir doktersafsprake, hospitaalbesoeke en dies meer. Ons help met inkopies. Daar is ondersteuning deur daar te wees tydens moeilike omstandighede. Ons reik ook uit na die mense om die toenemende probleem van alleen wees en eensaamheid te verlig. Kontak asseblief vir Jana Briers by 081 039 8853 of vir Riet Jansen van Rensburg by 082 928 9625. Die Groenewald Fonds. Aansoeke deur persone wat kwalifiseer vir studielenings uit die Groenewald Fonds sluit op 30 November 2025. Die voorgeskrewe vorm is by die kerkkantoor beskikbaar. Skakel asseblief die kerkkantoor indien jy enige verdere inligting benodig. Aktiwiteite in die omgewing. Daar's 'n 16 Days of Activism Against Gender Violence-Based Violence. Raising the Voices, Restoring Hope. Dit is Sondag 30 November om 2:00 in die middag by die AFM Grootbrakrivier. Wear something purple. A symbol of respect, unity and support for survivors. Guest speakers is Meyer Dirk Goedse van Mosselbaai Municipality and Miss Imelda April, Western Cape Department of Social Development. All community members are invited to attend. Bring your children and join us as we stand together to raise voices and restore hope. Together we create a safer and more compassionate community. Hartenbos bejaardesorgdiens hou weer bazaar op 13 Desember 2025 om 9:00 in die oggend. Kom geniet die dag saam met ons by die oord, te Graaf Reinetlaan 1, Hartenbos. Heerlike eetgoed en gebak is te kus en te keer, die wit olietap van tafel, teetuin en vele meer. Sondag 14 Desember 2025, Grootbrak se senior persone vereniging nooi u vriendelik uit na Carols by Candlelight op die Markplein oorkant die munisipale gebou in Grootbrakrivier. U is welkom om die volle Bybeluitverkoping katalogus by die kerkkantoor te kom besigtig en ook u bestelling deur die kantoor te plaas. Afleweringskoste word dan verdeel deur die aantal persone wat bestel. Feba Radio, volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar as jy bid. Kolossense 4 vers 2. Ons gebed vir die week vir Feba Korea is bid dat die kerk in Noord-Korea sal floreer en dat Feba Korea se uitsendingsluisteraars sal help om in die geloof te volhard. Die webwerf nggrootbrak.co.za van 23 November 2025. Onder die erediensbediening is die skakel na die YouTube erediens van 23 November, gelei deur Dominee Herman Burger, is beskikbaar. Die Bybelstudiereeks, die skep asem vir vandag, 'n heerlike begin vir elke dag. En die weeklikse stof tot nadenke gaan oor betroubaarheid. Die gemeentenuus, daar's pas 'n heerlike musikale herinnering aangebied deur die ondersteuningsgroep en Seeds of Hope en dit sal op die inligting daaroor sal beskikbaar wees. Dan is daar die weeklikse afkondigings op die webtuiste indien jy wil seker maak van enigiets. Ons leraars is Dominee Dani Goosen en Dominee Shanay Viljoen. Die adres is Langstraat 10, Grootbrakrivier 6525. Telefoonnommer is 044 620 2205. En die webwerfadres is www.nggrootbrak.co.za. Ons dankie vir die volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.